Goeiedag, my naam is Bertie Brits en wat 'n voorreg om vandag die evangelie van God se goeie nuus aan jou te verkondig in die area van finansies. Ons het in die laaste, dink ek 7 weke, 8 weke gepraat oor finansies in die Nuwe Testament en 'n duidelike fundament gelê dat ons nie meer geseënd is deur tiendes te probeer betaal of enige so tipe van iets nie, maar dat die seëning finansiëel ook gesetel is in die kruis van die Here Jesus Christus. En dat ons baie meer geseënd kan wees en baie meer seker kan wees van ons seën wanneer ons beroep op die werk aan die kruis en nie op ons eie dade nie. Ek wil elkeen van julle wat miskien nou hierdie vir die eerste keer hoor, wat miskien kan sê, o Bertie, wat sê jy nou jong? Ek wil vir jou adviseer om te gaan na dynamicministries.com, ons webwerf op die skerm, dit is daar, gaan net soontoe onder Wordwell is daar ook 'n Afrikaanse afdeling, klik op die Afrikaanse afdeling en dan sal jy sien daar is 'n lering omtrent finansies en alles wat ons op Kruiskyk uitgesaai het in Afrikaans is ook daar beskikbaar. Elke uitsending wat ons uitgesaai het, die vorige 8 is daar beskikbaar en ook wat nog kom. So maak asseblief gebruik daarvan, jy kan dit gratis aflaai in videoformaat of audioformaat. Baie mense maak gebruik daarvan en dit raak regtig mense se lewens. En dan wil ek ook net onder die aandag bring, indien jy op ons adreslys wil wees, ons stuur 'n dagstuk uit elke dag, dan kan jy ook net skryf na info@dynamicministries.com en daar vra dat ons jou op die adreslys sit. Goed, ons gaan kyk na Galasiërs hoofstuk 6. Galasiërs hoofstuk 6, daar's 'n skrif in Galasiërs 6 vanaf vers 7. Kom ek lees hom net vinnig daar. Hy sê moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat 'n mens saai, sal hy ook maai. Hy wat na sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Ons lees gou weer vers 7 en 8. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat 'n mens saai, dit sal hy ook maai. Nou mense, daai skrif was baie keer gebruik en ek onthou toe ek hom eerste keer gelees het, gedink, wie as ek geld gee, gaan ek geld kry. As ek 'n huis gee, gaan ek 'n huis kry. Mense, dit is glad nie waar daai skrif van praat nie. En ek gaan vandag vir julle verduidelik in konteks wat dit beteken. Nou kom ons gaan net eers na Galasiërs hoofstuk 3. Galasiërs 3 en dan lees ons daar vanaf vers 1. O onverstandige Galasiërs, weet julle betower om aan die waarheid nie gehoorsaam te wees nie. Julle voor wie se oog Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig, nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Mense, kom ons let net weer op vers 2. Dit alleen wil ek van julle weet, het julle die gees ontvang deur die werke van die wet of die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig, nadat julle in die gees begin het, met ander woorde die prediking van die geloof, eindig julle nou in die vlees, die werke van die wet? Mense, dit is 'n baie belangrike gedeelte en om dit reg te kan verstaan. Wanneer ons 'n brief lees, dan moet ons die hele brief lees. Eintlik, om Galasiërs 6 te verstaan, moet jy lees vanaf Galasiërs 1 en die hele brief in konteks met wat Paulus bedoel het. Wanneer ons kyk na Galasiërs 3 hier, dan kan ons net 'n vinnige fondasie kry, wat is vlees en wat is gees? En die rede hoekom ons moet kyk na wat is vlees en wat is gees, is omdat hy baie duidelik hier sê in hoofstuk 6 vers 7, hy sê moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat 'n mens saai, sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai. So met ander woorde, ons moet weet, wat bedoel hy as hy sê, hy wat in die vlees saai? Wat beteken dit? Hoekom noem hy dit saai? Sal uit die vlees die verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal die gees die ewige lewe maai. So, en dan moet ons gaan kyk na waarvan praat Paulus, wat kan jy saai, en hoe saai mens, en hoe maai mens, en wat maai mens? En wat was bedoel in hierdie skrif? Ons lees, kom ons lees hoofstuk 6 net weer, en dan lees ons sommer daar vanaf vers 2. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, dan sal hy grond vir roem hê alleen wat homself betref en nie wat ander betref nie. Hoor nou wat sê vers 5 en 6. Want elkeen sal sy eie pak dra.
Maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. So wat hy sê, so hy probeer vir 'n persoon sê, moenie jouself meet met ander mense nie. Hy sê, en dan wanneer jy onder 'n persoon is wat jou leer, hy sê, dan moet ons meedeel in al die goeie dinge wat hy leer. Dis wat hy sê in vers 6. Hy sê, maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang meedeel van alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. So ons moet meedeel van al die goeie dinge van hom wat onderwys gee. Nou, wat Paulus eintlik hier probeer sê is, daar's verskillende ouens wat die woord preek. Die een ou probeer hom hoër stel as die ander ou. Man, ons moenie mekaar meet in hierdie ding nie. Hy sê ook eintlik so, en as ons Engels moet sê, under his breath. So tussen lyntjies. Sê hy, kyk maar na die ou wat homself nie meet nie. Nou, en die ou wat die goeie nuus leer. En dan deel jy met hom in al hierdie goeie dinge wat hy dan nou verkondig. Met ander woorde, wees deel. In Engels sê hy daarso, take part in. Hy sê, deel in al die goeie dinge. So wanneer 'n ou kom en hy leer vir jou, soos byvoorbeeld ek nou sal kom en vir jou leer, dan sal die bevel dan nou wees, deel in al die goeie dinge wat Bertie leer. Deel in wat hy leer in die vervulling van die wet, wat goeie nuus is, deel in wat hy leer in die vervulling van die finansies, wat goeie nuus is, deel in wat hy leer in vervulling van genesing, wat goeie nuus is, en so deel in al die goeie goed. Moenie in alles deel, as daai persoon nou wetties begin preek en jy weet jy onder moeds en moenies en veroordeling begin plaas, dan moet jy nie deel hê in daai goed nie. Hê deel in al die goeie goed. Nou, daai gedeelte was ook 'n Joodse manier van sê om so 'n persoon te ondersteun. Eintlik die woord to be a part of 'n ander woord in Engels to be a partner, om 'n vernoot te raak met daai persoon. So wat eintlik sê is, raak 'n vernoot met elke persoon wat hierdie goeie goed preek. So 'n vennootskap beteken ek het deel in dit wat jy sê en ek ondersteun dit wat jy sê. Dit kan ook impliseer dat jy so 'n persoon dan nou finansiëel sal ondersteun. As ons kyk na die Joodse gebruik van dit en wat daar gesê was. Maar dit is nie te sê dat dit wel so is nie. Dit kan ook geïnkorporeer word. So indien ek in vennootskap is met 'n sekere bediening, daar sekere bedienings wat ek absoluut deel aan het, ek glo in wat hulle sê, ek promoveer hulle bediening, ek vertel ander mense van hulle bediening en ek staan 100% agter hulle, maar ek gee hulle dalk nie geld nie. En dan is daar bedieninge wat ek ook promoveer in glo wat hulle sê en ek gee hulle geld en ek is in vennootskap met albei daai bedieninge. So sê hy hierso, wees in vennootskap met die persoon wat die goeie nuus preek. En dan kom hy en hy verduidelik, die konteks hier is nie, man gee vir hom geld en hy gaan geld kry nie, en hy gaan vir jou nou mooi verduidelik. Hy sê, en in vers 7, moenie dwaal nie. Nou daai is 'n fenominale, belangrike gedeelte om die res van daai skrif te verstaan. Hy sê, moenie dwaal nie. En Paulus het baie gepraat oor dwaalleringe. Dwaalleringe is leringe wat jou kom wegtrek het van die gesonde leer van geregtigheid deur die geloof en nie deur die werke van die wet nie. Hy sê, nou sê hy, moenie dwaal nie. So die konteks is onmiddellik, daar's mense wat iets leer wat 'n dwaling bring. So wees 'n vennoot met hom wat die goeie nuus preek en moenie dwaal nie. Met ander woorde, moenie in vennootskap gaan of deel hê in 'n leerstelling wat 'n dwaling is nie. Moenie dwaal nie. Nou kom hy en hy verduidelik hoekom ons nie bedwaal nie. Hy sê, God laat hom nie bespot nie. Nou hoekom gebruik hy sulke woorde? Hoekom sê hy, jy moenie dwaal nie en jy moenie 'n bespotting maak van God nie? Nou party ouens sê, God laat hom nie bespot nie, as jy geld te gee het, sal hy vir jou geld gee. Dit is nie dis glad nie wat daai skrif beteken nie. Ek het hom so gepreek, ek onthou ek het hom vir 'n paar jaar lank gepreek, gesê God laat hom nie bespot nie, as jy gee, dan sal hy vir jou gee, want dit is 'n bespotting om te sê, ek het vir God gegee en hy sorg nie vir my nie. Nee, dit is nie wat daai skrif beteken, hy praat van iets totaal anders. Hy sê, moenie dwaal nie, met ander woorde, moenie van die ware leer afwyk nie, wees 'n deel en ondersteun hulle wat die goeie nuus verkondig, wees deel van hulle, want God laat hom nie bespot nie,
Want net wat 'n mens saai, sal hy ook maai. Nou kan hy dink, maar wat bedoel hy daar? Nou sê hy in die volgende vers, hy verduidelik. Hy wat na sy vlees saai. Nou wat is die vlees? Ons het dit nou net gelees in Galasiërs 3. Hy wat na die werke van die wet sy lewe gee. Daai saai beteken om jouself te gee. Hy sê, raak 'n vennoot of gee jouself met die verwagting dat wanneer jy jouself gee vir daai goeie nuus, dat dit vrug in jou lewe gaan dra. Hy sê, en dit is hoekom hy sê saai, want daar's 'n verwagting van 'n opbrengs, en die opbrengs wat ons kan verwag is die ewige lewe. Ons sal nou by dit uitkom. Hy praat nie van geld nie, hy praat van die ewige lewe. So hy sê, wanneer jy jouself gee jouself vir hom wat die goeie nuus verkondig, en vir sy leerstelling. Die konteks is meer teenoor glo wat daai predikant sê en ondersteun wat hy sê, as wat dit is om te sê, gee geld vir daai predikant. Of die persoon wat dit verkondig. Hy sê, gee jouself vir die goeie nuus leer. En deur jouself te gee vir die goeie nuus leer, maak jy nie 'n bespotting van God, deur jouself te gaan gee vir die wettiese leer, en eintlik staan jy dan nou in kompetisie met God, deur 'n bespotting te maak, en dit is hoe dit werk, deur te kan sê, Here, ek weet, U het vir my gesterwe, U die wet namens my gehoorsaam, het elke gedeelte gehoorsaam, maar, net om seker te maak, gaan ek hierdie 5 reëls gehoorsaam, en ek weet nie genoeg gedoen, maar ek gaan net nog meer doen. Want dan bespot jy die Here. Is eintlik wat dit is, want jy val terug in die wettiese sisteem. Hier sê hy in Galasiërs hoofstuk 3, baie duidelik, kom ek lees dit vir julle, Galasiërs 3, dit alleen wil ek van julle weet, het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig nadat julle met die Gees begin het, met ander woorde, die prediking van die geloof, die geregtigheidsleer, eindig julle nou met die vlees of die werke van die wet? So, wat hy sê is, as jy jouself gee, as jy saai na die vlees of die werke van die wet, wat 'n bediening is van ek doen, en omdat ek reg doen, dan gaan die Here my seën, vanuit dit gaan ek die verderf maai. Nou, ons het 'n reeks gehad van 12 of 13 preke oor die vervulling van die wet, jy kan daai reeks ook gaan aflaai, ons het baie duidelik in Romeine 7 gesien, dat wanneer ons in die wet is, dan begin die vlees wat sondig is, geaktiveer te word, en dan begin ons verderf in ons lewe sien, of sonde in ons lewe sien. Maar wanneer ons in die Gees is, wanneer ons staan en sê die wet is vervul, ons is heilig nie vanuit ons dade nie, maar vanuit die nuwe lewe wat in Jesus Christus is, dit noem ons die Geesbediening, dan ervaar ons en verwag ons die ewige lewe, dis baie duidelik in Romeine 8. En hier kom Paulus maar net op dieselfde trant en hy skryf baie duidelik vir ons in Efesiërs 6. So wat hy eintlik sê is, hy sê, ouens, kyk maar net na jouself, jy weet, moenie jouself hoor ag, as wat jy jouself moet ag nie, en dit is 'n baie belangrike ding, baie keer dan ag ons onsself hoor as wat ons dink ons moet onsself ag, wel ek gaan daai huwelik uitsort, ek gaan die ding maak werk. Broer, raak kalm. Die Gees van God moet maar in jou hart werk, en die Gees van God moet in jou vrou se hart werk, en dis al hoe jy daai huwelik gaan uitsorteer. Wel, ek gaan nou hierdie finansies van my besigheid uitsort, ek gaan die ding maak. Raak net kalm. Kom maar in die woord, en weet wat die Here vir jou gedoen het, laat daai gedagtes van jou begin rus in die persoon van God. Wanneer daai gedagtes van jou rus in die persoon van God, dan sien jy die aktivering van die Gees van God wat in jou lewe plaasvind, en jy sien hoe die Here vir jou uitkoms bring. Prys die Here. So ons gaan nie terug in die vlees nie, terug in die werke van die wet, terug in ons eie vermoëns, om te kan sê, man, ek maak die ding werk. Jy weet, ons Suid-Afrikaners is ouens wat regtig in ons geskiedenis, dit is hoe ons is, dit is ons natuur, jy weet, as die dag breek, maak ons hom reg, broer. Jy weet, dit is maar hoe dit is, ons doen die ding, jy weet, ons is nie lui nie, ons gaan deur, dis die Suid-Afrikaner se natuur, so, ons is, in die sweet van ons aangesig gaan ons brood verdien, ons gaan die ding maak werk, en ek sê nie, ons moet lui wees nie, maar wat ek sê is, ons gaan nie met daai houding, seëning by die Here kry nie. By die seëning by die Here werk dit so, ons staan terug, en ons sien wat in die kruis gebeur het, en ons glo en bely wat vir ons aan die kruis gebeur het, en die Gees van God manifesteer dit vir ons. Kom ons kom net terug weer by die gedeelte. Hy sê, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat 'n mens saai, sal hy ook maai.
as jy in die vlees saai, of met ander woorde in die wet begin leef, as ek dit doen, dan gaan die Here my seën, sal ek uit die vlees die verderf maai, maar as ek in die gees saai, met ander woorde, ek gee my lewe na die lering van hom wat die geeswoord preek, sal ek uit die gees die ewige lewe maai. Nou mense, is baie duidelik in hierdie skrif, ons hoef nie te gaan en te gaan sê, wie jy, baie keer ons gedink, hierdie ding dui op finansies, weet jy, as ek nou vir daai ou geld gee, dan gaan die Here my seën. Ons kry soveel goed op TV deesdae, jy weet, ek sien nou die dag 'n ding wat hulle sê, daar's 'n sekere dag, ek weet nie met wat se Joodse fees dit nou is nie, as jy nou voor daai dag gee, want dis die dag wanneer die Here nou besluit, wat gaan hy vir die volgende jaar doen, as jy nou voor daai tyd gee, dan kan die Here jou offer, dan nou in aanmerking bring by homself, en dan kan hy nou besluit, wat gaan hy doen vir jou vir die volgende jaar. En weet jy mense, daai ouens neem so geld op, want dit werk. Ouens gee, ouens is onkundig genoeg, om te gee vir so iets. Mense, dis belaglik. Die ouens besteel julle. Moenie besteel word nie. As jy iets wil gee, gee, want dis wat in jou hart is. En dis 'n mooi ding om te gee. En is my wonderlik, as ek kan hierdie woord preek, en ek kan sien, ouens begin gee. Nou kan jy sê, ja Bertie, jy wil nou geld by ons hê. Luister man, ek het nie gesê vir my nie. Vir jou kerk, waar ook al jy is. Wie as jy daar by 'n kerk is, daai pastoor van jou, en daai predikant van jou, hy moet leef, hy moet die woord van die Here verkondig hy die genade woord, man, ondersteun daai woord, met alles, ondersteun dit moreel, ondersteun dit met jou bywoning, ondersteun dit met jou finansies, support daai woord, met alles in jou, want vanuit daai woord wat jy hoor, en waarvoor jy jou lewe gee, sal jy die lewe ontvang. So ek is glad nie teen gee nie, jy weet, ek sê ook nie, ouens, jy weet, my rekeningnommer is nou so groot op die TV, jy moet nou daarin geld betaal nie. Asseblief. Weet jy, al wat ek wil hê jy moet verstaan, is net een baie eenvoudige ding. En dit is, my gee bepaal nie my seëning nie. Christus se gee maak my ryk, en my geloof, en my oortuiging van wat Christus vir my gedoen het 'n effek in my lewe, wanneer dit kom by finansiële seëning. En nie my werke nie. Hierdie skrif in Galasiërs 6 beteken nie dat ons, dit beteken presies andersom as wat ons het gewoonlik gehoor het. Ons het gehoor, man, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, jy gee en God sal vir jou gee. As dit waar is, jy weet, ek het baie keer gegee mense en dan het ek nie gekry nie. Ek is nou maar eerlik, dit is hoe dit is en ek dink daar's duisende wat dit sal kan sê. Daar was kere wat ek gegee het en ek het ontvang. Maar nou, dan het ek altyd daai tyd gewonder, jy weet, as ek nou nie gegee het nie, sou ek nie dan maar ook ontvang het nie. Jy weet, soos my kind, jy weet, hy gaan nou skool toe, of kerk toe, nou gee hy daar, hy sê, yes, nee, hy wil 'n fiets hê, hy gee geld daar by die kerk, hy wil 'n fiets hê, maar sy pa het lankal besluit, hy gaan vir hom 'n fiets koop. So, nou koop ek vir hom die fiets, dan dink hy, dis omdat hy gegee het. Nee, dit is omdat die pa goed is. Dis hoekom hy die fiets gekry het. En omdat ek gesien het, daar's 'n behoefte in sy hart, en omdat hy begin praat het oor 'n fiets, en gesê het, yes, dit sal lekker wees om 'n nuwe fiets te hê, of ek meen my oudste seun raak nou ouer, sal tyd kom wanneer ek vir hom 'n kar wil koop, of 'n motorfiets, of iets, jy weet, as ek sien, dit is die begeerte in sy hart, dan wil ek dit doen. Ek kyk nie na wat het hy vir my gedoen nie, ek kyk ook nie na wat sy geld hy vir die bediening gee, of enige so iets nie. Ek kyk wat is die behoefte in sy hart, ek is 'n pa wat hom lief het, en ek koop vir hom dit. En as hy nou gegee daar aan die ander kant, en hy sê, weet jy wat, ek het nou hierdie geld gesaai, en hierdie geld wat ek hier gegee het, in my pa se hart 'n ding losgemaak, om vir my te gee. Hy kon nie anders nie, al wou hy nie, hy kon nie anders nie, want ek het hierdie geld gegee, en op so 'n manier, daar's 'n reël tussen my en my pa, as ek iets gee, of hy nou wil of nie, hy sal nou maar daai ding vir my gee. En toe het ek my pa nou eintlik so gekry, om vir my die ding te gee. Weet jy, dit sal vir my nogal redelik irriteer, as my seun so aangaan. Hy moet weet, ek gee vir hom, want ek is goed vir hom. Net so is dit met God. God wil hê, my vriend, dat jy moet weet, hy vir jou gee, want hy's 'n goeie pa, wat weet, wat se behoeftes jy het, en hy sorg vir jou. Jy kan maar rus in die goedheid van God. Jy kan maar rus in die vaderskap van God. Jy kan maar totaal ontspan in sy goedheid, want hy sal vir jou sorg.
En omdat jy weet hoe goed God is, en omdat jy weet hoe oneindig sy liefde is, en omdat daai liefde jou hart begin beïnvloed het, dat jy naderhand begin raak soos jou hemelse Pa, begin jy ook dinge doen soos jou hemelse Pa, en dan gee jy ook. Jy weet, eendag toe praat ek met 'n persoon hier oor, toe sê hy vir my, weet jy Bertie, ek kan nie help as God se graaf groter is as my graaf nie. Ek sê vir hom, wat bedoel jy? Hy sê niemand werk soos sê net maar steenkool. As ek 'n graaf hier het en ek skep steenkool en ek laai dit op 'n bakkie. En God het 'n graaf en hy stuur die steenkool hier na my toe. Hy het 'n groter graaf as ek, maar ons werk in dieselfde spoed. So hy bly net die heeltyd gee. Sy gee is altyd meer as wat ek ooit kan gee. Toe sê ek vir hom, ja, weet jy, dit is so waar. En weet jy wat gebeur? As jy ophou gee, dan bly hy nog steeds gooi. As jy ophou kole gooi, dan gooi hy nog steeds. Toe raak die ou se oë so groot. Toe sê hy, nee man, nou verstaan hy nie mooi. En toe sê ek, God gee vir jou op grond van wat in sy hart is, en jy gee vir iemand anders op grond van wat in jou hart is. En God se voorsiening is gebaseer op die beginsel van die kruis. God se voorsiening is gebaseer op die beginsel van hy is 'n pa wat sorg vir sy kinders. And that is it. En mense, kom ons rus ons gedagte daarin. Ek glo is 'n baie goeie verduideliking wat ek vir julle gee het van Efesiërs 6. Gaan bestudeer dit maar self, jy sal sien dit is presies wat daar staan. Amen. Ek wil net weer onder jou aandag bring, indien jy hierdie boodskap wil hê, kan jy 'n CD bestel. Dis vir 'n donasie van enige bedrag, en as jy nie 'n donasie kan maak nie, dan sal ons dit vir jou gratis aanstuur. Alhoewel ons sê maak 'n donasie sodat ons die vir wie dit gratis is, sin ook kan dek, en gaan op ons webwerf en het deel in hierdie bediening. Baie baie dankie daarvoor. Onthou hierdie wonderlike ding, jy kan altyd die liefde van Christus geniet, selfs ook in jou finansies. Amen.